Ons sluit die oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, U is ons lig en ons heil. En daarom sal ons nie vrees nie. U is die een wat ons hulp verskaf in ons nood. Ons lewenskrag, die bron van lewende water. En U plaas ons vertroue en ons hoop, want U is getrou en betroubaar. As U sê U doen iets, dan doen U dit. En daarom hoef ons as gelowiges en as gemeente nooit ooit te vrees vir dit wat voor lê nie. En daarom wil ons volhard in die geloof en in diens aan mekaar, maar bo alles diens aan U. Mag die woordbediening van môre werklik ons wakker ruk, dat ons mag wakker skrik van hierdie luiheid en slaap wat ons as gelowiges ingekruip het, waar ons Sondag na Sondag kerk toe kom, agteroor sit en geen verskil maak in ons geloofslewe nie. Dat ons nooit ons geloofslewe prakties uitleef nie. Mag die woordbediening regtig van môre ons siening en ons roeping verander en ons wakker maak. Mag ons besef dat dit net moontlik is deur U. U stel ons in staat. U gee vir ons gawes, talente en passies. En mag ons soos ons deur die woordbediening van môre luister, regtig self ondersoek. Na die erediens van môre, as ons alles aan die koffie met mekaar praat, mekaar aanmoedig en bemoedig in die geloof. Maar Vader, al beleef ons soveel teenstand van buite af. Ons is al reeds oorwinnaars. Oorwinnaars om sterk te staan vir dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons het al reeds deel aan die ewige lewe. Mag ons so dan lewe met ons oë gerig op die ewige lewe. Mag ons na U roepstem luister. Mag ons as ouers ons kinders toerus om na U roepstem te luister. Mag ons as ouderlinge en diakens die gemeente toerus om na U roepstem te luister. Mag ons bid vir ons medegelowiges, ons medebroers en susters. Mag ons bid vir die kerk in hierdie dorp. Mag ons saamwerk vir die opbou van die koninkryk. Mag alles dien tot eer en verheerliking van U naam. Vader, vergewe asseblief al ons sondes. Die sonde is lelik en U haat dit, en omdat U dit haat, wil ons en moet ons dit haat. Mag ons sout van hierdie aarde wees. Mag ons 'n lig wees vir ons medemens. Mag ons kyk hoe ons optree. Mag ons waak oor ons gedrag. Mag ons harte oop en vul ons met oorgawe. Mag ons U loof en prys tot in ewigheid. En dit bid ons in Jesus Christus se groot naam. Amen. Dit gaan maar sit. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom vanuit Jeremia 1 en ons lees vanaf vers 4 tot 10. Jeremia 1 en ons lees vanaf vers 4 tot en met 10. En dan stel ek na die tyd net weer ons fokusverse vir ons lees en dit is vers 7 en 8. So ek nooi julle uit, maak oop julle Bybels by Jeremia 1 vers 4 tot 10. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here, my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan
na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê, moenie vir hulle bang wees nie. Want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek sal jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Ons fokusverse, vers 7 en 8, lees ek graag weer vir ons. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie. Want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Tot daar. My geliefde broers en susters in die geloof, twyfel en verskonings is iets wat elkeen van ons daagliks in ons lewens ervaar. Dikwels kom dit na vore wanneer ons onseker is in ons huwelik, ons verhoudings, ons werk, of selfs in onsself. Of ons ervare genoeg of geskik genoeg is om 'n sekere taak te verrig. Nou vandag fokus ons egter spesifiek op twyfel in ons geloofslewe en verskonings wat daarmee gepaard gaan. Dit dikwels raak ons so vasgevang in ons eie ek wanneer dit by geloof kom, dat dit ons beperk om ons roeping uit te leef. Ons dink dikwels, eers wanneer ek meer van die Bybel weet, of eers wanneer ek beter met mense oor die weg kom, dan sal ek die evangelie versprei. Dan sal ek iewers in kerk dien of 'n bydrae lewer tot opbou van die Here se koninkryk. Geliefdes, na my verstaan van ons skriflesing vanoggend, my siening oor geloof en oor God heeltemal verander. My gebed, ons gebed, is na die preek vanoggend jou siening ook sal verander en dat twyfel en verskonings nie meer 'n hindernis vir jou sal wees nie. In my eie lewe kan ek getuig van verskonings in die pad gestaan het van die Here wat my roep. Ek was 'n man wat lief was vir die plesiere van hierdie wêreld. Ek was ver weg van geloof af en vandag staan ek in my 5de jaar aan my teologiese studies. Maar geliefdes, die Here kies my nie te min. Hy berei my voor, hy maak my ervare, selfs wanneer ek my eie tekortkominge raak sien. Selfs toe ek getwyfel het en verskonings gemaak het, was hy reeds besig om my te vorm en my te rig. As die Here jou gekies het, kan jy maak wat jy wil. Jy kan die vuilste, mees onervare mens ooit wees. Hy gebruik jou. Hy stel jou in staat om jou roeping onbevrees uit te leef. Hy transformeer jou hele lewe, want hy het die gesag. Hy is die Almagtige. Besef dit. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt. Die Here kies sy kinders uit. Hy is die een wat doen. Nou 'n bietjie agtergrond te gee van ons skrifgedeelte. Jeremia is geroep as 'n profeet toe Juda onder morele en geestelike verval gebuk gegaan het. Die volk was ongehoorsaam aan die Here, veral met hulle betrokkenheid by afgoderry en heidense praktyke. Die koning van die tyd, koning Josia, het hervormings probeer instel om Juda terug te bring na God toe. Maar die volk se harte wou eenvoudig net nie verander. Na koning Josia se dood het Juda weer verval in afgoderry en sosiale ongeregtigheid. En dit is hier waar Jeremia tot die toneel kom. Nou Jeremia kom uit 'n priesterlike familie
Die mense sou verwag dat hy as priester sou dien. Maar in Jeremia 1 vers 5 lees ons iets heeltemal anders. Die Here sê dat hy Jeremia reeds geheilig het voordat hy in die moederskoot gevorm is. Nie as priester nie, maar as profeet vir die nasies. En wanneer ons die betekenis hiervan ondersoek, sien ons dat God Jeremia afgesonder het vir homself en hom uitgekies het vir 'n spesifieke taak. En dit was nie die roete wat Jeremia as mens sou verwag het nie, maar die een wat die Here vir hom bestem het. Hoe wonderlik is dit vir ons om te weet dat die Here ons reeds voor ons geboorte uitverkies het vir 'n spesifieke doel. Dink net hieraan, dat die Almagtige aan ons gedink het en ons uitverkies het vir 'n spesifieke doel. As gelowiges kan ons met sekerheid weet dat God ons bestem het om in sy koninkryk te dien, voordat ons in die moederskoot gevorm is. En dit is nie net blote teorie soos ander kerke sal sê nie, maar 'n Bybelse werklikheid. God is die een wat kies. En Jesus bevestig dit in Johannes 15 vers 16. Ons lees dit: Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel dat julle moet heen gaan en vrug dra en dat julle vrug kan bly, sodat die Vader julle kan gee net wat julle in my naam vra. Geliefdes, net die besef dat die Almagtige God 'n doel vir my en jou het, dat hy aan ons dink en ons roep tot sy diens, is wonderlik. En nou kom ons by die realiteit van die saak. Nou baie kere as ons roeping nie dit is wat ons as mens wou hê nie, is ons reaksie dikwels dieselfde as Jeremia sê. In vers 6 sê Jeremia vir die Here: Ag my Heer, die Here, kyk, ek weet nie om te praat nie, ek is nog 'n kind. Hier sien ons Jeremia se verskonings, sy onsekerheid en selfs sy twyfel in homself toe God hom as profeet bestem. Hy voer aan dat hy nie weet hoe om te praat nie, omdat hy te jonk is. Dit beteken egter nie dat Jeremia nie letterlik nie kon praat nie, maar eerder dat hy geglo het, hy het nie die nodige ervaring vir so 'n openbare bediening. Deur sy verskonings en selftwyfel probeer Jeremia beklemtoon dat hy nie genoegsame ondervinding het nie en dat hy onvoorbereid is vir hierdie enorme taak om God se instrument te wees in die verkondiging van sy boodskap aan die nasies. En geliefdes, klink hierdie verskonings nie bekend nie. Dink aan Moses in Eksodus 4 vers 10 tot 12 waar ons lees: Maar Moses het vir die Here gesê: Asseblief my Here, ek is nie 'n man van woorde nie in die verlede nie, en ook nie van dat U met die diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Daarop sê die Here vir hom: Wie het 'n mond vir die mens beskik? En wie maak stom of doof, siend of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Of Gideon in Rigters 6 vers 15. Maar hy het hom geantwoord: Asseblief my Here, hoe kan ek Israel verlos? Kyk, my familiegroep is die onbenulligste in Manasse, en ek is die jongste in my familie. Selfs Jona, in Jona 1 vers 3, die woord van die Here tot Jona, die seun van Amittai gekom: Staan op, gaan na die groot stad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here. Kyk na ons eie lewens. Hoeveel keer maak ons dieselfde verskonings? Ons sê, ek is te jonk om in die Here se kerk te dien. Ek is maar nog net 'n kind in die geloof. Laat die ouer mense die werk doen, want hulle weet meer. Of my gawes is nie geskik vir hierdie spesifieke taak. Baie dink, ek kan nie so goed soos die dominee praat nie. Ek kan nie so goed soos daai oom in die kerk praat nie. Daarom wil ek eerder stil wanneer kom by die verkondiging van die woord.
of om onreg in my werksplek aan te spreek, of om onreg of dissipline in my eie huis aan te spreek, dan bly ek eerder maar stil. Geliefdes, hierdie is slegs 'n paar voorbeelde. Maar hoeveel ter meer is daar? Hoe gereeld maak ons verskonings van die Here ons kies vir 'n spesifieke roeping en ons bestem om dit uit te neem. Of ons nou 'n huisvrou is, 'n dokter, 'n boer of enigiets anders, ons maak te veel staat op ons eie vermoëns en nie op die Here nie. Die een wat ons bestem en toerus vir ons roeping. En bring ons by ons tweede hoofstuk. Die Here stel ons in staat om sy opdrag uit te voer. By vers 7 kom ons by God se antwoord op Jeremia se verskonings. Jeremia kan nie sy verskonings dat hy nie vaardig genoeg is gebruik om sy taak vry te spreek. Hy as 'n profeet het nie 'n keuse wie sy gehoor gaan wees nie, of wat die boodskap sou wees wat hy oordra nie. Jeremia, die jong profeet, moet eenvoudig net gehoorsaam wees, want die een het al die gesag wat hom stuur. Hy moes net verkondig wat die Here hom beveel. Dit waartoe hy in staat was, wanneer hy homself staat gemaak het, is nie meer hier van belang nie. Nee, hy hoef nie die beste spreker te wees nie. Hy moet eenvoudig net 'n getroue boodskapper wees. En Jeremia kan nou in gehoorsaamheid optree met die Here wat hom beveel en na die nasies toe gaan. Maar net in die volgende vers 8 lees ons, die Here sê die Here, dat Jeremia nie hoef bang te wees nie, want hy gaan hom red. Met hierdie woorde kry Jeremia die versekering. God, die een met die gesag, die een wat die volk Israel uit Egipte gelei het, wat altyd by sy woord hou en altyd doen wat hy sê hy gaan doen, kan die een wees wat Jeremia red. Dit waarvoor Jeremia bang is as in sy roeping as profeet om na die konings van die nasies heen te gaan, wat soveel baie krag en mag het. Hy besef die krag en mag, hierdie uitdagings, is niks in vergelyking teenoor die Almagtige. En hy weet dit. Hy weet wanneer die Here sê hy gaan iets doen, doen hy dit. En dadelik gryp hierdie gedeelte terug in Deuteronomium 31 vers 6. Daar staan: Wees sterk en volmoed. Moenie bang wees of hulle skrik nie, want die Here jou God gaan self saam met jou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jeremia wat eers bang was, het verskonings gemaak het. Nou die versekering, die Here die volk Israel beskerm het tot in die beloofde land. So sal hy hom beskerm en hom red. Geliefdes, hierdie redding wat hiervan gepraat word, gryp dadelik nou weer vorentoe na die Nuwe Testament, uit Johannes 5 vers 24, waar Jesus sê: Voorwaar, ek sê vir julle, die my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgaan uit die dood in die lewe. Julle sien, ons wat hierso sit, ons weet presies hoe ons gered word. Ons word gered na iemand wat ook gestuur was deur God na hierdie aarde. Dus hoef ons as God se kinders nooit ooit te vrees vir dit wat voor lê nie, want God is die een wat die onbekwame bekwaam maak. En enige vrees wat ons vandag sou hê, kan nie vergelyk word met die redding wat ons het in Christus. Kan nie vergelyk word met die redding wat ons het in Christus. En dit bring ons by ons derde hoofstuk. Reageer in gehoorsaamheid deur die krag van Jesus Christus en die Heilige Gees. In Jeremia 1 vers 10 verkondig God dat hy gaan uitdruk en afbreek. Wat verwys na die oordeel wat die volk aan die tot bekering kom wanneer Jeremia die Here se woord aan hulle bring. Tog beloof God in dieselfde vers dat hy ook sal bou en plant. En dit is vir die wat gehoorsaam is aan sy roeping.
Hierdie belofte word later vervul in Jeremia 24, vers 6 tot 7, waar God sê, ek sal hulle bou en nie afbreek nie. Ek sal hulle plant en nie uitruk nie. En dit verwys na die Israeliete, wat terugkeer uit ballingskap, na die land wat God self herstel. Hier sien ons die wat ongehoorsaam is, word uitgeruk. En die wat gehoorsaam is, word gebou en geplant. Geliefdes, die belofte van bou en plant vind sy volle vervulling in die nuwe verbond wat deur Jesus Christus gestig is. Soos beloof in Jeremia 31 vers 31 tot 34. Christus is die finale vervulling van God se belofte om te bou en te plant. Hy bring nie net die wat tot bekering kom terug na God nie, maar herstel alles wat verlore was. Almal wat in hom glo en gehoorsaam is aan sy woord, sal nie langer uitgepluk en vernietig word. Want hy het die verwoesting wat ons ongehoorsaamheid veroorsaak het, op homself geneem. Deur sy offer kan ons gebou en geplant word, as ons net in hom glo en gehoorsaam is aan sy wil. Nou hoe maak ons nou al hierdie goed gehoor van roeping en gehoorsaamheid, nou hoe maak ons nou prakties om gehoorsaam te wees aan die Here se woord? Nou dat ons weet ons is gered en ons hoef nie te vrees. Hoe maak ons? Nou geliefdes, ons kom eintlik nou by 'n baie ernstige saak. Baie keer hoor ons van vriende wat sê, ons het 'n woord ontvang van die Here. Presies soos ons gelees het in ons skrifgedeelte. Of dat daar in 'n kerk geprofeteer is en dit beïnvloed jou siening, dat jy nie naby aan God voel nie. Want God praat nie so met jou nie, soos hy met jou vriende praat. Hoe kan ek my roeping as dienaar in hierdie kerk uitleef, as die Here nie met my praat? Nou as dit jou al ooit teëgekom het, of toegekom het, wil ek hê ons moet kyk wat Hebreërs 1, vers 1 tot 2 vir ons sê. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Geliefdes, dit beteken dat God se woord, die Bybel, genoeg is. Dit is volkome, dit is klaar. En enigiets wat in profesie of in ander kerke geprofeteer word, of enigiemand wat 'n woord kry, dis nie die Here vandag werk in sy kerk vandag. Dit is nie hoe hy werk nie. Hy praat met ons deur sy woord. Hy werk met ons, in ons, deur sy Heilige Gees. Jy verkondig nie jou eie woorde nie, maar God se. Jy hoef nie te vrees nie, want God is met jou. Gaan dan nou heen. Identifiseer jou verskonings en verander dit in aksies. En vertrou op die Here wat jou in staat stel. Want Jesus sê self in Hebreërs 13 vers 5 tot 6, wees tevrede met wat jy het. Want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, ook nie in die steek laat. Sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? En nadat hy hemel toe gegaan, is ons nog steeds nie alleen. Hy stuur sy Gees. En dit lees ons in Johannes 14 vers 17. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, want hy by julle bly, en in julle sal wees. Geliefdes, mag ons dan bid, dat die Gees van die waarheid ons in staat stel, om dit waarna die Here ons stuur, gehoorsaam uit te voer, en in staat stel, om in God se woord te glo. Ek sluit af. Mag ons as gelowiges vandag eerder ons verskonings omdraai en verander in, die Here stel my in staat. Mag ons eie foute, kennis en onervarenheid nie in die pad staan om ons roeping uit te leef. Gaan werklik nou bidend van hier af.
Al is jy jonk, al is jy oud, al is jy ervare of onervare, en bid dat die Here jou in staat sal stel om jou roeping gehoorsaam uit te leef, en dit onbevrees